Ek is so lief vir klipkrale. Haai julle, hier op die ou werwe hier in die Karoo, kry jy nou nog klipkrale. Hier en daar is hulle al so bietjie stikkend, maar 'n klipkraal maak my hart, as ek hom sien, dan voel ek sommer so tuis. En ek wens ek was 'n skaap of 'n bok wat in die nag in die kraal kan oornag. Nou in die Karoo gebruik die mense nou sulke rooi-bruin klippe, rondes en plattes en skynses, om nou hierdie klipkrale te bou. En die klipkrale is gewoonlik na aan die huis, dat jy nou die vee kan daar 'n bietjie hoor in die nag, wat gaan nou als daar aan. En een van my eerste herinneringe as 'n kind is, al twee, my mamma en my pappa kom van plase af. So, Sondag naweek af vat hulle ons uit op Kanawan, ons 5 susters, plase toe en ons gaan kuier daar by die ouer mense. En om Niklaas het sulke pragtige boerbokke gehad met die rooi koppe. En as ons daar by hom aankom, maar ry ons nou eers by hom aan, voor ons nou na Oom Jochem toe gaan. Dan vat hy vir ons na die kraal toe waar die ou boerbok lammertjies is. En die klippe is net so rooi soos hulle ou koppies. En daar's mos niks mooier en heiliger, kan ek amper sê, as 'n bokkie nie. Want 'n bok is 'n heel ander ding as 'n skaap. En ek onthou die tye wat ons daar in Niklaas se klipkraal was met sy boerbokke. En die verskillende tye van die dag, as die son skyn en dit vang so die rooi klipkraal, die rooi klippe van die klipmuur. En ek het die voorreg gehad om een keer manne dop te hou wat 'n klipkraal reg gemaak het. Julle, dis is om 'n toneelstuk te kyk. Die bollingklippe lê daar. Nou begin jy hulle vat. Nou kyk jy na sy gesig. Nou kyk jy na sy bokant. Jy kyk na sy sykant en jy kyk na die klip langs hom, want hulle moet nou op mekaar pas. Die klip moet jou wys waar jy vir hom kan sit om 'n muur van te maak. En die stille konsentrasie soos hulle werk met die klippe. En Oom Johannes het altyd gesê, as jy 'n handskit met 'n man wat met klippe werk, dan kan jy voel aan sy hand. Hierdie man werk nie met mieliepap nie, hy werk, sy hande werk hard. En as jy nou mense gesien het wat met klip werk elke dag, en jy sien daai knoetserige hande, die hande lyk ook amper soos klippe. En die klipkrale wat so staan op die ou werwe, is vir my soos monumente van mense se werksdurf, die adel in hulle arbeid. En ons wat vandag al so vinnig is, en as men nou vinnig gou klaar kom, dit vat 'n tyd om 'n klipkraal te bou. In tye as ek en die oom gery het in die distrik rond, sê net maar Victoria West of Loxton se kant toe waar hy nou help klipkrale bou het, dat hy altyd vir my gesê, nou juffrou, kom ons ry daar in, dan kyk ons of hy krale nog staan. En dis 50, 60, 70 jaar later, dan staan daai klipkraal nog. En as ek nou ons moderne wêreld, in die tyd toe ek nog 'n selfoonkontrak gehad het, dan moet jy elke 2 jaar 'n ander foon kry, want jou foon is nou te oud. En ons het so in die kultuur geraak van goed wat nie hou nie. En kyk hoe hou 'n klipkraal. Daai manne hoef hulle name uit te kap op daai klip om te sê hulle het hom gebou nie. Dis vir hulle 'n nagedagtenis van die tyd toe arbeid nog adel